Môre broers en susters. Ek kon net ons logistieke afdeling gou hanteer. Vir die manne is die toilette as jy opgaan met die trappies, net so om die draai, is die toilette vir die mans. Vir die vrouens, as jy agter daar by die agterste deur uitgaan, kry jy die rolstoel toilette vir die mense, en dan kry jy net daar kry die vroue toilette, so wat aan die linkerkant is van die kerk. Namens die Volle Evangelie Kerk en ons kerkraad wil ons innige meegevoel gee vir die familie, vriende en kennisse. Kom ons staan en dan bid ons net saam. Almagtige Here, vroeg vanmôre het ek 'n boodskap uitgestuur dat God is ons raadsman en ons leidsman, ons ewige Vader, ons vredevors. Here, ek het met die boodskap gesê, daar is niemand soos U nie. Maar Here, hierdie dag is nie 'n maklike dag nie. Here, die son skyn kan daar wees daar buite, maar in ons harte, Here, is daar grys in ons harte. Want ons het 'n geliefde verloor wat naby in ons hart is. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek glo met my hele hart, ek wonder nie daaroor nie, dat die Heilige Gees die groot trooster is in hierdie oomblik. Here, ons verklaar ons afhanklikheid van U. Ons kan niks sonder U doen. Daarom sê ek dankie Here dat die woord van die Here beloof het, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Ek is die God wat altyd by jou is. Dankie Here vir die gedagte om te weet, U is nie net daar in die krisistye by ons nie, maar ook wanneer dit met ons goed gaan. Ek wil bid Here dat die boodskap wat sal uitgaan, dat dit ons harte sal raak môre, dat ons net sal besef, Here, wie weet, môre kan dalk my beurt wees. Môre kan dalk my beurt wees. En die vraag wat jy jouself moet vra is my saak met die Here reg? Ja of nee? Jy weet in jou hart of jou saak met die Meester reg is. Here, ek wil vra dat jy ons regtig waar in hierdie tyd, ek wil vir jou sê, die krisisse wat jy al beleef het in jou lewe, wil ek vir jou sê, kan jy terugkyk in jou eie lewe en sê, waarlik, God het my deurgedra deur my krisisse. En ek wil vandag vir jou sê, die wat naby aan Boet was, hierdie vandag is 'n krisisdag vir ons. Maar as die Here jou deur die ander krisisse gedra het, glo my, hy gaan jou vandag ook deur hierdie krisis dra, waarin ons vandag is. Dankie Here vir die voorreg wat ons het, nog 'n geleentheid, nog 'n kans, om ons saak met U reg te maak. Ons besef net Here dat, wanneer iemand so weggeruk word van ons, dan besef ons Here, ons tyd kan enige tyd wees. Amen. Neem maar die sitplekke, die mense wat agter is, kom wat neerkom. Ons gaan gou na 'n klavierspel luister van Melissa.
Baie dankie Melissa. Ek wil net hê dat ons die PowerPoint sal opsit, dat ons net gou na daai foto's kan kyk asseblief. Dankie. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
Kom ons staan, dan sing ons die eerste liedjie. Wie is de Heer? Wie is die begin en die einde en dat is wat was en wat kom? Maar hart wat zit, alle eer verheffen. Hij is die berg en die waarheid, daar is niemand zoals hij. Die zal voor kon leiden. Maar is die winter op die bij mij kom, hij komt voor jou in mij. Met jouw handen naar voren, zeg halleluja, in jouw naam. Halleluja, ons koning komt. Nu zijn heilige naam. Ons koning kom. Hy kom om ons te kom haal. Kom ons sing die tweede lied ook.
sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my Heer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal hy staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na hoog, as sy sal op my, kom dans ons hoog. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Dis nou maar mooi woorde daai, hè? Kom ons neem die sitplekke. Die skriflesing vanmôre is Psalm 34 vers 19. Die Here, die boodskap wat hy sê in een sinnetjie, hy sê die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy red die wat verslae is van gees. My boetie en my sussie, vanmôre is ons harte swaar. Ons harte is seer en ons harte verstaan. Ek wil vir jou sê, nie een van ons wat hier so sit vanmôre is gereed vir hierdie oomblik nie, want ons het dit nie verwag. Is dit so? Ons het dit nie verwag nie. Jy sien, ons vra soos, ek kan dit nie verklaar nie, dit maak nie vir my sin nie. Ons is hier omdat ons die lewe skielik onomkeerbaar verander het. Binne 'n oogwink kan jou hele lewe verander. Binne 'n oogwink. Die dood het onverwags gekom van voet, sonder waarskuwing, sonder voorbereiding. Een oomblik was alles nog soos ons dit geken het, en 'n ander oomblik het alles verander, binne 'n oogwink. Wanneer dit gebeur, is daar baie dinge wat deur ons kop gaan, en ons baie vrae wat ons vra. Party van ons raak maar net stil, daar's pyn,
Ons het geen woorde eintlik om te sê nie. Elkeen is met ons eie gedagtes besig en dan begin ons vrae te vra soos waarom? Ons begin te vra hoe kon dit gebeur het? Ons vra waarom so gou? Maar die harde waarheid is dit dat die lewe gee nie altyd vir ons antwoorde nie, maar net trane. En ons is vandag almal hier so met die trane vir dit wat gebeur het met Boet. God is naby in ons seer. Die Bybel beloof nie dat ons sonder hartseer sal wees nie. Die Bybel beloof nie dat ons nie sal rou nie. En hy beloof nie dat ons nooit sal seer kry nie, maar ek kan jou een ding sê. In jou pyn is God se teenwoordigheid. Is dit nie kosbaar? Ek wil vir jou sê, in God se teenwoordigheid is hy vanmôre hierso vir die mense wat stikkend is, vir mense wat moeg is, afgemat is, wat voel, hulle kan nie meer nie. Maar ek het net nog gebid, dat die Heilige Gees jou trooster is. Hy is die een wat jou deurdra, wat jy voel, jy kan nie meer nie. Jy sien, vandag hoef niemand van ons voor te gee, dat het goed gaan. Nie op hierdie oomblik soos ons nou voel. Vandag hoef niemand die pyn weg te steek, of sterk te staan vir iemand anders nie. Want ons het almal baie seer. Ek wil vir jou sê, God ontmoet ons vanmôre in ons trane, in ons onsekerheid, in ons stilte. Wanneer hierdie tyd gebeur soos nou, dan voel dit of jy nie kan bid nie, want jy te seer, jy te eina. Maar ek wil vir jou sê, die Here gaan ons deurdra, ook in hierdie tyd. Die ander ding is, wanneer ons nie meer verstaan nie, want ons probeer verstaan, en ons kan nie verstaan nie, wil ek vir jou sê, die Here is naby jou. Dan kom ek by die gedeelte van die lewe wat betekenis gehad het. En baie van ons voel dat Boet se lewe was te kort gewees. Kom ons wees eerlik. Maar terwyl sy ons die gedagte het en ons vra die vraag, sy lewe was dalk vir ons te kort gewees, maar kan een ding vir jou sê, dit was nie betekenisloos gewees. As ek dink aan Boet, dan dink ek aan elke glimlag wat hy gehad het, elke woord wat hy gehad het, elke daad van omgee wat hy gehad het, dit het saak gemaak. Elke verhouding wat Boet gevorm het met iemand, elke herinnering wat hy gedeel het, wil ek vir jou sê, leef in almal van ons se harte. En jy weet die spesiale oomblikke wat Boet met jou gehad het. Ons rou nie net vanmôre oor Boet se afsterwe, maar ons rou ook oor die drome wat nooit klaar gemaak is. Ons rou ook vanmôre oor die gesprekke wat ons nie klaar gemaak het met Boet nie. Dis waaroor ons rou. Ons rou vanmôre ook oor oomblikke wat ons verwag het, wat ons nog saam met hom sou gewees het. Dis die oomblikke wat ons oorhou vanmôre. En tog, dit wat Boet reeds geleef het, kan nooit van my en van jou weggeneem word. Nooit nie. Die liefde wat Boet gedeel het, die impak wat hy gemaak het, is deel van my en jou lewe. Ons hoop nie net in vandag nie. Johannes 11 vers 26 sê die volgende woorde. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit beteken nie dat ons vandag se pyn verdwyn nie. Dit beteken nie dat die rou gaan maklik wees nie. Dit beteken die dood het nie die laaste woord nie. Vandag neem ek en jy afskeid van Boet, maar nie vir ewig nie. Ons hoop strek verder as hierdie oomblik. Weet die vyand het kwade bedoelings teen dit gehad. Ek wil vir jou die volgende sê, maar God kan dit in goed verander. Ek wil vir jou sê, die vyand is nie in beheer nie. Ek en jy moet dit weet, God is in beheer. Hy hou alles in die holte van sy hand. Al lyk dit of ons omstandighede, dinge rondom ons wild gaan, maar God bly in beheer, hy hou jou so die holte van sy hand vas. Hy sê, jy is myne, ek het jou duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Niemand sal jou uit my hand uit kan ruk nie. Die Here is vir jou.
Weet, as jy die Here liefhet, en jy wandel saam met die Here, alles wat jou teëgaan in die lewe, kan God verander, binne in 'n seën. Kom ek sê dit weer, die teë wat jy gaan in die lewe, kan God verander in 'n seën. Glo dit of nie, as God al die moeilike hoofstukke in jou lewe moes weggevat het, sou jy nooit die mens gewees het wat jy vandag is nie. God, jy sou nie krag gehad het nie, jy sou nie deursettingsvermoë gehad het nie, maar al die dinge het God toegelaat om my en jou 'n sterker mens te maak. Hoor wat ek sê, om vir my en jou 'n sterker mens te maak. Niemand kies hierdie moeilike tye nie. Niemand van ons nie. Maar ek wil vir jou sê, God het dit toegelaat tot sy beswil. Die Here sê in sy woord, hy sê, alles sal ten goeie meewerk, en as daar kom mykie. Hy sê, vir die wat my liefhet. Hoor mooi, vir die wat my liefhet. Alles sal ten goeie meewerk, vir die wat my liefhet. Ek dink die hoogste plek van geloof is dit, is wanneer jy kan sê, of ek nou leef, en of ek nou sterf, en of ek nou slaag, of ek sukkel, ek wil Jesus Christus verheerlik in my lewe, in alles wat ek doen. Ek wil Jesus Christus verheerlik in alles in my lewe. Jy sien, jy begin te besef dat jou wêreld nie deur jou huis, of jou motor, of jou bankrekening gehou kan word nie. Mense, daardie dinge tel nie. Dit volg jou nie die ewigheid in nie. Jy is slegs 'n rentmeester daarvan. Slegs 'n rentmeester. Dan wil ek ook vir jou sê, dat Jesus Christus is my en jou skat in die lewe. En niemand kan dit van jou al wegvat nie. Ek sê altyd, wanneer jy tyd met die koning spandeer, kan niemand dit van jou al wegvat nie. Niemand, die kosbare tye saam met die koning. Filippense 1 vers 21 sê die volgende, hy sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Wanneer dit lyk of alles teen jou gaan, sê die woord van die Here vir my, hy sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Is dit nie wonderlike woorde nie? As God vir my is, wie kan teen my wees? 'n woord aan die familie, en aan die geliefdes, mense, daar's nie 'n verkeerde manier van rou nie, daar's nie 'n regte manier van rou nie, elke persoon verwerk iemand wat gesterf het op verskillende maniere. Party mense vat dit 'n jaar, party mense vat 2 jaar. Die slim mense sê dit vat so 2 jaar wanneer 'n geliefde gesterf het, en wanneer jy skei vat dit so 2 jaar om oor dit te kom. Party mense vat langer. As 'n uitsondering op die reël, dis nie so maklik nie. Wanneer dit gebeur, wanneer daar rou is nie. Sommige dae, ja nie en Susan, sommige dae gaan die verlies baie swaar wees. Ander dae gaan die pyn skielik kom, en die pyn gaan onverwags kom. Daar gaan dae wees, wat jy jou selfoon gaan optel, en vir Boet wil bel, en dan onthou jy, maar hy is nie meer daar. Dit is dan wanneer die trane van jou wange net afrol. En besef, hy is nie meer daar. Ek wil hom so graag nog net die laaste keer gehoor het. Praat van ervaring. Baie mense sal in die dood afgestaan, tyd keer wil ek wel, onthou ek maar, my Boet is nie meer daar. Daarom wil ek vir jou kom pleit vanmôre, sorg dat jou saak met God reg is. Mense, ek en jy weet nie wanneer ons tyd kom nie. Hoor wat ek vir jou sê? Ons weet nie. Daarom wil ek vir jou sê, sorg altyd dat jou saak met die koning reg is. Wees sag met jouself in hierdie oomblikke. Geef jouself ruimte vir die genade van die Here. Ek en jy moet aan mekaar vashou. En die dae gaan partykeer vir ons lank voel, baie lank voel. Onthou, jy stap nie alleen nie, maar die Here stap elke tree saam met jou. Al voel dit hoe donker vir jou in die lewe, maar weet dit, die Here stap elke tree saam met jou. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Halleluja.
Here, U ken elkeen van ons se gedagtes. Mag die Here julle troos waar geen mens kan. Mag hy vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. En mag die herinneringe aan boet 'n lig bly, 'n lig wat skyn, selfs in hierdie donker tye. Amen. Jy bly staan, dan sing ons die laaste lied. Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you in night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, and the Holy One. You are the Holy, Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, and the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live through me, and you lift me up, and you give me strength, to live my life right through to the end. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, and the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, and you live through me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, and the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, oh Lord, and you live in me. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, and the Holy One. Holy, Holy Trinity. I live through you, oh Lord, and you live in me. I live through you, and you live in me. I live through you, oh Lord, and you live in me, in me. Jy my sitplekke. Daai drie liedjies was Boet se gunsteling liedjies. Dis hoekom ons dit vanmôre ook gesing het. Ons gaan nou na 'n lied luister van Carmen. En ons gaan dit net luister
op die speakers. Carmen sit hier in die middelblok. Sê pastoor, ek wil nie voorstaan nie, ek gaan te veel huil. So laat ek net my stem hoor, dat hulle dit net kan hoor, en kom uit my hart uit hierdie. Baie dankie Carmen, ons waardeer dit baie. Ons gaan vra vir Anton om vir ons die bedankings te kom doen asseblief.
Vriende, familie. Ek onthou die eerste oproep wat ek gemaak het na Boet toe. Ek het hom oom genoem. Een van die grootste feite van my lewe. Hy het gesê, dit is sommer net Boet. En ek onthou die eerste keer dat ek hom ontmoet het, het ek net so teruggestaan en gesien, hier is 'n man wat 'n mansman is. In Engels sal hulle sê 'n man's man. Hy jag. Hy doen al die dinge, dit is, ons sê sy lewe was kort geknip, maar ek dink hy het 4 leeftydens in een probeer indruk. As hy net in die dag besig was nie, was hy in die nag besig om te jag. Maar besig was hy altyd besig. En wat ek die meeste van hom onthou is die feit dat hy sal alles in sy weë doen, in sy vermoë doen om te beskerm, om te voorsien en om te bedien. Ek het hom ontmoet net as 'n verskaffer en ek het van hom lief geraak as 'n vriend, wat ek nie mag oom genoem het nie, alhoewel hy my senior was. En hy is iemand wat in my geglo het, hy is iemand wat vir my gesê het, ons gaan nog 'n lang pad saam staan. En is te dank aan hom dat ek baie deurbrake in my lewe gekry het, en ek is vandag ewig dankbaar. Maar vandag gaan nie oor my nie, gaan nie oor die pad dat ek saam moet gestap het, gaan oor julle as gesin, julle as werkers. Ek is seker daarvan dat Boet sy hart vir julle sal wees, is dat julle beste sal gee, en sy legacy sal aanleef, soos hulle sal sê. Dat om te verseker dat die voortbestaan van NW Damme in geruste en goeie hande is, en dat julle toekoms altyd een sal wees van betekenis, van voorsiening, beskerming en ook om ander te dien. Die vriende en familie het my gevra om net 'n paar bedankings te doen. So ek wil graag met hulle begin as dit reg is. Die eerste ene is van die NW Damme personeel. En hulle sê die volgende: Geliefdes, vriende en werkers, vandag neem ons afskeid van 'n baas, 'n vriend en 'n mens wat vir ons hier by Noordwes Damme 'n man was, wat baie sagte en goeie hart gehad het. Tog baie regheid met wat hy wou sê en doen. Menigmale het hy ons maar draaie om hom geloop, want hy was altyd vol dinge. Sy kennis is iets wat karakter aan hom gegee het, en jy kon enige tyd advies vra, en hy was daar om te help. Deur die jare heen het ons baie geleer by hom. Hy was ook nie baie spraaksaam nie, en het 'n sin vir humor gehad. As ons grappe gemaak het hy saam gelag, en partykeer nog aangedik. Ons as werknemers kan met 'n geruste hart sê, ons het 'n goeie tyd gehad vir die tye wat ons vir hom gewerk het. Party korter as ander. Daar was aan en afdaal. Dan het dit gevoel asof hy onregverdig was. Maar as jy mooi gaan sit en dink, besef jy eers die kant van die saak. Ons sal Boet onthou vir sy goedhartigheid, en hy het nie geskroom om te help waar hy kon nie. En daar is van ons wat daarvan kan getuig. Ons sal al sy sê goed ook mis, en die dag wat hy daar uit sy huis uitgekom het, en dinge nie lekker was nie, laat hom maar rus, laat hom maar met rus. Dis hoe ons hom hanteer het. Ons het hom met respekteer, omdat hy respek vir ons gehad het. Ons gaan Boet se teenwoordigheid in die werksituasie baie mis, as ook die paintballgun, as mense te lank na sy sin stil gestaan het hulle ook gehoor en gevoel. Van al die werksmense se kant af, wil ons net sê ons innige meegevoel aan die familie, en ons betreur die heengaan van Boet, en mag julle sterkte in die Vader kry, wat beskikker is van alle lot. Ons dink en bid aan julle in die tyd van rou. Rus en vrede Boet, tot ons eendag mekaar weer sien. Die volgende ene is van Anna Marie.
Dankie dat ek so wonderlike, sterk en opregte pa soos pa kon hê. Dankie dat pa ons streng groot gemaak het, geleer het om respek te toon vir ander. Ons geleer om met ons hande en ons brein te werk. Ek koester al die tye wat ek kon staan en kyk, gereedskap vashou en meestal 100 vrae het. Dis hoe ek geleer het. Dankie vir pa se liefde en omgee en baie geduld. En dankie vir elke oomblik in goeie en dalk nie sulke goeie tye nie. Dat ek en pa so wonderlike verhouding kon hê. Dankie vir my bietjie bok. Dankie dat pa my in my donker dae opgehelp het en seker gemaak het ek is okay. Dankie my pappa. Rus saggies by Jesus. Ek en pa se lelikste Jakkos trofee, Chokkie, gaan pa mis. Liefde aan hom. Volgende een is van Susan. Daar is nie woorde om te beskryf hoe seer en hoe stikkend my hart is. Pa was my rots en my steunpilaar. Pa was 'n stil mens, maar reguit en opreg. Pa het my so oneindig baie lewenslesse geleer, maar deur dit alles ook so baie lief gehad. Soveel goeie herinneringe sal ek vir ewig koester. Al die stories en grappies. Pa wil altyd die beste hê vir ander. Al beteken dit dat pa self daaruit benadeel word. Ek weet ook met sekerheid dat pa baie trots op Jannie was en altyd met baie lof oor hom gepraat het as pa se skoonseun. Pa se kleinkinders was pa se alles. Hulle kuiertjies, hulle stories en al die gebak het pa so geniet en laat skater van die lag. Ons is 'n gesin gaan pa oneindig mis en die leemte sal nooit gevul word nie. Rus sag tot ons eendag weer ontmoet. Liewe pa, Sankie. Volgende is van Vedette. En wanneer ek vir Kobus Kordier bedank en elkeen wat my gehelp het by die ongeluk. My kinders Kobus en Debbie wat my ondersteun. Baie dankie aan Jannie, Susan, Melissa en Mianay wat vir my aanvaar het as Boet se lewe. Ek het eintlik nie woorde nie. My hart bloei vandag. Volgende is van Jannie. Spesiale dank aan Kobus en Martin op wie ek kon staat maak in hierdie tyd. Aan Boet, ek mis pa alreeds. Dankie vir die goeie tye. Ons het baie lekker saamgewerk. Al het ons nie altyd saamgestem nie, het ons nooit beklei nie. Dankie dat Boet planne altyd bereid. Dankie dat Boet planne altyd bereid was om te help en advies te gee of planne te maak. Pa se potjiekos en wors was legendaries. Pa se karakter was so uniek en sonder gelyke. Eerlik, reguit, hardwerkend, vreesloos, harde man, maar 'n sagte hart vir mense. Laastens 'n groot dank aan ons hemelse Vader. Ons almal was bederf om 'n pa, 'n oupa, 'n man, 'n vriend, 'n skoonpa, 'n broer, oom, kollega, leier of kennis soos Boet te kon deel vir ons lewe. Dit is nou tyd om te rus. Rus saggies. Pa leef voort in ons harte. Ons kan nog baie sê, maar ons kan nog baie sê, maar anders gaan hierdie gegroetery lank vat. Liefde en groete, Jannie. Vriende en familie, dan wil ons net 'n paar bedankings doen, formele bedankings vir Melissa
Dankie vir die pragtige klavierstuk. Weet jy, oupa sit dit in die diepte van sy hart, dit waardeer het. Dankie van die familie af, vir almal se oproepe, boodskappe, blomme, skouers om op te huil. Daar is te veel om te noem, maar weet dat ons elkeen van julle baie waardeer. Aan Kobus Kordier, wat eers op die toneel was, en by Vedette gebly het, tot aan die einde. Aan Marnus van die kerk, vir jare se vriendskap, en oproepe die dag van die ongeluk. Aan Vedette, dankie dat jy Boet gelukkig gemaak het, en deel van sy lewe was. Yvette, dankie vir die pragtige gedig en video. Aan Stian, wat dadelik na Vedette gery het, en haar bygestaan het. Aan Debbie, wat Annemarie, Vedette en Susan bygestaan het. Kobus, wat die reëlings getref het, vir die brandweer en die ambulans. Stephanie en Maria, van NW Damme, vir julle hulp en reëlings. Johan Vos, vir al sy jare by NW Damme, en die uitkenning in Kimberley. Aan Carmen, vir die mooi liedjie, wat sy aan Boet opgedra het. Reinet, wat al die lekker kos voorberei het. En aan pastoor Wessel en Frida, dankie vir die mooi diens, julle liefde en bystand. En dankie vir die rol wat julle in Boet se lewe gespeel het. En aan almal wat by die kerk wat gehelp het, met al die voorbereidings, die familie wil graag vir julle baie dankie sê. En almal wat van ver gery het, ry asseblief weer veilig terug. En die familie vra jammer as hulle enigiemand vir 'n buis oorgestaan het. Vriende en familie, bring ons by die einde van die berigting, en ek wil graag net, familie het my gevra om net tafelgebed te doen en julle uit te nooi, om saam met hulle verversings te geniet in die saal langsaan, as dit reg is. Kom ons buig die hoofde saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons staan vandag voor die Here en ons het nie woorde nie. Maar Here, ons weet dat U het Boet op so 'n manier 'n impak op almal van ons lewens laat leef. Dat ons almal vandag 'n bladsytjie uit sy boek uit kan vat, waar ons hom kan onthou voor. Ek wil net sê dankie vir die man wat hy was. Alhoewel hy stil was hy nie swak nie. Hy was sterk. En Vader, ek vra vandag as ons hierdie voedsel geniet, Here, dat ons net sal herinner dat die voedsel wat ons inneem om ons liggame sterk te maak, wil ek net bid dat U ons sal herinner dat dit is U wat ons krag gee. Dit is U wat ons môre weer laat opstaan en weer probeer. Dankie vir die voedsel wat ons nou kan geniet, Here, en ons vra dat U dit seën tot ons liggame. En ons vra ook dat U die hande sal seën wat dit vir ons voorberei het. En gaan ook saam met die wat minder bevoorreg is en 'n tekort het. Seën hulle in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie. Kan ek dan nog vertel? Vriende en familie, julle kan